Ons gaan saam lees in die woord van die Here uit Jesaja hoofstuk 40. Nou die eerste 11 verse is soos die opskrif hier sê, die troostwoord van die God van Israel. Nou die God van Israel is ook ons God. Die God van Abraham, Isak en Jakob, en so het ons ook in hierdie lyn gekom deur die geloof en kan ons talle van die beloftes vir die volk Israel ook vir onsself maak. Ons moet net onderskei, wanneer is dit spesifiek vir die volk en wanneer kan al die kinders van die geloof wat tot geloof gekom het in Jesus Christus ook daarop aanspraak maak. Nou ek gaan net van vers 9 af lees. Dis nou deel van hierdie troostboodskap wat die profeet Jesaja dan met die volk gedeel het. Terwyl die volk in 'n baie moeilike situasie was, het hy dan hierdie geskryf. O Sion, verkondiger van goeie boodskap, klim op 'n hoë berg. O Jerusalem, verkondiger van goeie boodskap, hef jou stem op met mag, hef dit op, wees nie bevrees nie, sê aan die stede van Juda, hier is julle God. Kyk, die Here sal kom as 'n sterke, en sy arm sal heers. Kyk, sy loon is by hom, en sy beloning is voor sy aangesig. Hy sal sy kudde laat wei, soos 'n herder. Hy sal die lammers in sy arm vergader, en aan sy bors dra. Die lamoeie sal hy saggies lei. Dan gaan ons na vers 12 toe, en wat ek toe nou wou sê, van die baie reis ek met 'n boek van Oswald Chambers, onder die tema In the Shade of His Hands, in die skaduwee van sy hande. En dan het ek nou die dag 'n pragtige lied raak geluister, in die holte van sy hand. En dit was die inspirasie vir die boodskap wat ek graag vanmôre met u wil deel, en ons sal die lied vir u na die boodskap speel, miskien net u van u al gehoor. Vers 12. Wie het die waters met die holte van sy hand afgemeet, en van die hemele met 'n span die maat geneem, en in 'n drieling die stof van die aarde opgevang, en die berge geweeg met 'n weegtoestel, en die heuwels met 'n weegskaal. Wie het die gees van die Here bestuur, en as sy raadsman hom onderrig? Met wie het hy raad gehou, dat die hom verstand sou gee, en hom sou leer aangaande die pad van die reg, en hom kennis sou leer, en hom bekend maak die weg van volledige insig. Kyk, die nasies is soos 'n druppel aan die emmer, en soos 'n stoffie aan die weegskaal word hulle gereken. Kyk, hy hef die eilande op soos 'n stoffie. En die Libanon is nie genoeg as brandhout, en sy wild nie genoeg as brandoffer nie. Al die nasies is voor hom soos niks. As niks en nietigheid word hulle by hom gereken. By wie wil julle God dan vergelyk? Of watter gelykenis naas hom stel? Die ambagsmanne giet 'n beeld, en die goudsmid trek dit oor met goud, en smelt silwerkettings. Wie te arm is vir so 'n offergawe, kies 'n stuk hout wat nie vergaan nie. Hy soek vir hom 'n kunsvaardige ambagsman om 'n beeld op te rig wat nie wankel nie. Weet julle nie? Hoor julle nie? Is dit julle nie van die begin af bekend gemaak nie? Het julle nie op die fondamente van die aarde gelet nie? Hy sit bo die kring van die aarde, en die bewoners daarvan is soos sprinkane. Hy span die hemele uit soos 'n dun doek, en sprei dit uit soos 'n tent om in te woon. Hy maak die vorste tot niet. Die heersers van die aarde verander hy in nietigheid. Skaars is hulle geplant, skaars is hulle gesaai, skaars
wortel hulle stam in die grond, of hy blaas op hulle, sodat hulle verdor, en die storm voer hulle weg soos 'n stoppel. By wie sal julle dan my vergelyk, dat ek net so kan wees, sê die Heilige. Slaan julle oë op in die hoogte en kyk, wie het hierdie dinge geskape? Hy laat hulle leerskare uittrek volgens getal, hy roep hulle almal by die naam, vanweë die grootheid van kragte en omdat hy sterk van vermoë is, daar word nie een gemis nie. Waarom sê jy dan, o Jakob, en spreek jy, o Israel, my weg is vir die Here verborge, en my reg gaan by my God verby. Weet jy dit nie, of het jy dit nie gehoor nie? 'n ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie. Daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Die jonges word moeg en mat, en die jong manne struikel selfs. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Net tot sover in die wonderlike woord van die Here. Kom ons verenig in gebed. Wonderlike Here, ons buig in hierdie oomblikke voor U as die allerhoogste alleenwyse heilige God. Dankie vir hierdie hoofstuk in die Bybel, wat deur daardie wonderlike profeet Jesaja vir ons opgeteken is, waarin ons herinner word aan wie U is. En as ons gedagtes vanmôre ver weg is, en deur ander dinge wat vir ons belangrik is in hierdie tydelike lewe, ons oorspoel, wanneer ons verswelg is in stryd of in storms en ons nie altyd mooi kan hoor nie en dit ons ore toedruk. Here, wil ons in hierdie oomblikke bid, wat ons omstandigheid ook al mag wees, dat ons vanmôre herinner word dat ons met U as die ewige, allerhoogste, ondeurgrondelike, onnaspeurlike God te doen het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Here, wil U ons help deur die Gees om dit asof vir die eerste keer vanmôre weer te hoor, dat ons nie aan die noodlot uitgelewer is, en veral ook hier aan die suidpunt van Afrika nie, maar dat U oë op ons gerig is, en dat U dit vanmôre uit U woord, die ewige bron van waarheid en vastigheid, waarin daar geen bedrog of leuns is nie, vanmôre opnuut aan kan vasgryp in 'n tyd soos hierdie. Dankie dat U ons oë oprig vanmôre. Dankie dat ons U mag aanbid. Dankie vir die pad wat U vir ons oopgemaak het in Jesus Christus, om in die binnekamer, in die troonkamer, by U uit te kom. Here, U ken ons elkeen, ons lê oop en bloot voor U. U ken elke hart, U ken elke gedagte, U ken elke dingetjie wat ons opgewonde en bly maak. U weet van alles wat ons harte laat treur en trane laat stort. Ons buig voor U, want U ken ons elkeen deur en deur. Kom ontmoet ons in hierdie oggend terwyl ons ernstig intree vir ons land en sy mense. Vir al die dinge wat daar buite moet gebeur, dat U ons geroep het om 'n verskil te maak in hierdie wêreld, om ligdraers te wees,
en soutstrooiers, Here, om lig te bring waar daar duisternis is en smaak te bring waar daar bitterheid is. Wil U ons vanmôre, terwyl ons luister, ook om toerus vir ons taak en ons roeping as kinders van God, om in 'n tyd soos hierdie 'n verskil te maak. En daarom bid ons, Here, vir U kerk, vir U kinders in ons land, oor die wêreld heen, vir sendelinge, oral waar mense met lieflike voete loop en die goeie nuus van Jesus Christus verkondig, dat U elke poging sal seën, en dat daar ook op hierdie dag 'n ryke oes ingesamel word. Dankie vir U woord wat sê dat daar elke dag mense tot geloof kom, dat U kerk bou, en dat die poorte van die doderyk dit nie sal oorweldig nie. Dankie dat ons deel daarvan kan wees, dat ons bevoorreg kan wees om in iets te deel wat ewigheidswaarde het. Gaan voort met U werk, Here, terwyl ons ook vir hulle bid wat siek is, wat ongesteld is, dat U vir hulle sal oprig waar hulle ook al mag bevind, en dat U hand van genesing op hulle sal plaas. Ook hulle wat in hierdie week verjaar, dat U vir hulle in die nuwe lewensjaar ryklik sal seën. Kom spreek dan nou met ons, Here, deur U woord, en ons bid dit in Jesus naam. Amen. Nou, ons het vir U gelees hier uit Jesaja hoofstuk 40, 'n wonderlike troosboodskap om ons te herinner in 'n tyd soos hierdie aan die grootheid en die onvergelykbaarheid van die God in wie se naam ons hier by mekaar kom. En daarom word hier in hierdie gedeelte wat ons gelees 'n paar retoriese vrae gevra. Elke keer 'n vraag. Wie het? Dis eintlik vrae wat voortdurend en herhalend gevra word om 'n mens se verstand te laat inskop. Want ons geloof is nie net 'n emosionele saak nie, daar is baie emosies by betrokke. Maar die gevaar in ons lewens is ook dat ons te veel kere uit ons emosies leef. En emosies is vervlietend van aard, dit kom en dit gaan. Soms is jy op die wolke, soms voel jy bietjie laag. En so kan emosies 'n mens baie keer in die war laat bring, en moet ons nie vanuit ons emosies reageer nie. En dis soos die slim mense sê, dis wanneer jy dan antikloksgewys reageer, deurdat jy 'n emosie beleef en dan 'n wilsbesluit neem. Dis antikloksgewys. Maar as jy kloksgewys funksioneer, dan is daar iets tussen emosie en 'n wilsbesluit, en dis jou gesonde verstand. So elke emosie moet deur jou gesonde verstand wat God vir jou gegee het, gefilter word, voordat jy 'n wilsbesluit neem. En dis wat Jesaja hier doen. Dis nie iets wat sielkundiges uitgedink het nie. Lang voordat daar nog sielkundiges was wat mense help om volwasse te funksioneer, sien ons hoe dat die profeet Jesaja dit hier doen in hierdie boek wat hy geskryf het. Deur hierdie vrae te vra. So wanneer jy 'n emosie beleef, is daar altyd 'n paar vrae wat jy moet vra. Is die emosie wat ek beleef die waarheid? Nou skop jou verstand in. Jy moet nou evalueer. Ek moet nou my emosies toets. Is hierdie emosie wat ek beleef goed vir my gesondheid? As dit my laat sweet, as dit my laat bewe, dan moet ek daardie emosie filter
deur my verstand. En so skop mense verstand in deur hierdie vraag om net 'n bietjie dieper te dink voordat ek in 'n ding inspring en instorm. En dit is hierdie retoriese vraag wat Jesaja hier vra: wie het dit gedoen? Jy weet, hy skryf van hierdie volk dat hulle net bietjie nie deur hulle emosies sê, God het ons verlaat. Hulle beleef 'n pynlike emosie. God stel nie meer in ons belang nie. Ons is in ballingskap weggevoer. Vyande heers oor ons. Die harp waarmee hulle moet lofliedere sing, hang aan 'n wilgeboom in 'n vreemde land. Baie traumatiese, diep negatiewe emosies. En daarom breek hierdie hoofstuk aan, waarin Jesaja hierdie vraag vra en hulle weer tot aandag roep. En dan gebruik hy saam met dit om hulle verstand nou behoorlik aan die werk te kry, eintlik hiperboliese beeldspraak. Met ander woorde, om net te verstaan, gebruik hy hierdie hiperboliese vergrote taal. En dis deel van dit wat ons gelees het. En dan maak hy, soos die slim mense sê, van antropomorfologiese beelde gebruik. Dit is maar net om te sê, hy maak van menslike beelde gebruik. Hy praat van God se hand. En daar word sekere menslike aspekte aan God toegedig. Nie om vir ons 'n beeld te skep van God nie, maar om te probeer verstaan. Beelde wat vir u en vir my bekend is, in te lei om beter te verstaan met wie ons te doen het. En dit is dan die agtergrond van hierdie gedeelte. En gaan dit hieroor dat terwyl die volk in ballingskap is en hulle emosioneel wonder, is God nog in beheer? Is Babylon sterker as God? Het God ons vergeet? Kom Jesaja nie met politieke argumente nie. Hy kom weeg nie die politici van daardie tyd teenoor mekaar op nie. Maar hy herinner hulle aan hulle God. Hy bring hulle terug en hy herinner hulle aan die majesteit en die grootheid van God. Deur hierdie herhalende vrae te vra, deur van hierdie hiperboliese simboliek gebruik te maak. En dit is wat die Here vanmôre vir jou en vir my wil kom doen. Vers 12 is die teksvers van oordenking vanmôre in Jesaja 40. Wie het die waters met die holte van sy hand afgemeet en van die hemele met 'n span die maat geneem en in 'n drieling die stof van die aarde opgevang en die berge geweeg met 'n weegtoestel en die heuwels met 'n weegskaal. Ernstige vraag as ons nou wonder oor God. Ons emosionele vrae het en ons in onsekerheid is in die tyd waarin ons lewe. Wanneer ons hoor wat gebeur, dan kan daar donker wolke van wanhoop oor ons mensdom toesak. En sonder geen vrees vir teespraak kan ek eintlik sê, dit was nog nooit so donker nie. Almal beleef in hulle generasies negatiewe tye. Maar ek dink nie daar was al 'n tyd waar ons moes deel met dinge waarmee ons tans moet deel nie. En daarom is dit so nodig
om watter emosies ons ook al ervaar, nie met politieke argumente te kom nie, maar weer herinner te word aan die God met wie ons te doen het. Die God wat waters met die holte van sy hand afmeet. En daarom die tema van die boodskap vanmôre in die holte van sy hand. Hierdie hand, in hierdie holte, word die waters afgemeet. Hierdie waters, my broer en suster, verwys na al die oseane, al die riviere en al die see wat daar mag wees. En die holte van die hand is hierdie ou klein kuiltjie as jy jou hand toemaak. Dis die palm van jou hand. En dis hierdie beeld wat vanmôre so verstommend is. Dat vir God al die wêreldse waters so klein is, dat hy dit in die holte van sy hand kan hou. Dit, my broer en suster, beklemtoon letterlik die afmeting van God se onbegryplike en onbeskryflike grootheid. En dis waaraan Jesaja die volk herinner. En van die hemele met 'n span die maat geneem het. Nou 'n span was die afstand van jou duim tot by jou pinkie. En so het hulle in daai tyd afmetings gedoen. Dit was 'n span. Nou, dit was nie akkuraat nie, want almal se handspan is nie ewe groot nie. Maar dit was die bekende beeld wat in daardie tyd gebruik is. En nou sê hy die hemele, dit wat vir die mens onmeetlik groot is, meet God soos iemand wat 'n moontlike tafel met sy handspan meet. Die heelal, my broer en suster, dink vanmôre net weer met jou verstand daaraan, die heelal is vir God soos 'n span van jou duim tot jou pinkie. Dis die God met wie ek en jy te doen het. Hy sê en in 'n drieling die stof van die aarde opvang. Nou hierdie drieling is nou nie 3 babatjies nie, wat ons 'n drieling noem nie. Dit is 'n oud Hebreëse maathouer, wat 'n derde van 'n efa kan hou. Nou 'n efa se gewig was 22 liter. Nou sê die woord dat elke sandkorrel, elke stofdeeltjie van hierdie aarde word in 'n 22 liter houer opgevang. Jy sien, dit is beelde wat Jesaja besig is om te gebruik om hierdie onsaglike grootheid van die God wat ons aanbid weer aan hulle voor te dra. En hierdie sê vir ons dat niks vir hom onbeheerbaar of onbekend is nie. Hierdie efa maathouer, wat selfs die stofdeeltjies in die hemel en op die aarde opvang. Vir hom is dit niks. En dan gaan hy en hy sê en die berge geweeg word met 'n weegtoestel en die heuwels met 'n bergskaal. Hier kan ons nou na die wonderlike natuur kyk, na berge wat magtig die hoogtes in skiet, wat vir mense te groot en oorweldig is.
berge en heuwels wat vir die menslike vermoë onbeweeglik lyk, word deur God geweeg, soos 'n handelaar sy goedjies op 'n skaal sit om te weeg in die ou dae en vir jou te sê wat moet jy betaal. Dis die grootheid. Selfs die mees indrukwekkende dele van die skepping, die berge, die dale, die magtigheid van die natuur, is onder sy beheer. En dis waarin hulle herinner moet word. God is die skepper. Alles is deur hom gemaak. Hy hoef nie sy skepping te bestudeer nie. Hy het dit ontwerp. Dis sy handewerk. Hy het nie nodig om 'n studie daarvan te maak en te probeer verstaan wat is besig om te gebeur nie. Dis syne. Dis vir hom algemene kennis. Common sense. En God is groter as hy skep. Dis wat Jesaja hier sê. Want kyk in watter beeldspraak gebruik hy hierdie groot natuurwonders. Dat die God waaraan hy hierdie volk herinner, is groter as hierdie skepping. Want die waters van hierdie skepping pas in die holte van sy hand. God is groter as die skepping. Ja, hierdie indrukwekkende skepping is die skepper oneindig groter. Maar hy beheer alles. Die oseane, die hemel, die aarde, die berge, niks is buite sy beheer nie. God alleen is God. En daarom as Jesaja die vraag vra hy dit vanmôre. As hy vra wie het dit gedoen, impliseer dit niemand anders as God nie. So kom tot jou sinne, kom tot jou verstand. En as jy die vraag van jou lewe emosioneel vra, wie het dit gedoen? Wie het dit toegelaat? Wie het dit alles geskep? Kan ons vanmôre weer intens bely dat dit niemand anders is nie, maar die God wat jy en ek aanbid. Dis geen afgod nie. Dis geen aardse koning. Dis geen wêreldryk. Hoe groot ook al, kan hiermee vergelyk word nie. En my broer en suster, hy is vanmôre, en dit het ek al by vele geleenthede gesê, in totale beheer. Op die sekonde is God in volle beheer. Ons word dikwels met dinge verras wat met ons gebeur. En as ons verlang na die ou dae, en ons kyk na vandag se tyd, dan kan ons vir mekaar sê, maar hoor hierso, waar het alles heen verdwyn? Hoe het alles so weggesmelt? Dit wat eens kosbaar was, is nou afskuwelik. Dit waaraan mense tyd spandeer het, is nou 'n vermorsing van tyd. Die waardestelsels, die morele waardes, alles is besig om te verander. Maar ten spyte daarvan is God in beheer. Hierdie wêreld, my broer en suster, is nie uitgelewer aan die gode van die nuwe wêreldorde nie. Hierdie wêreld is nie uitgelewer aan die groot presidente en wêreldryke van hierdie wêreld nie. Hierdie wêreld is nie uitgelewer aan die ekonomie nie. Ons trek swaar. Ons kan na baie van hierdie dinge kyk en sê, maar soos die volk het God ons nie vergeet nie.
sien hy ons nog ooit raak? Dan moet ek vanmôre vir u sê, hy is die Alfa, hy is die Omega. Hy het die eerste woord gespreek, hy sal die laaste woord spreek. Daar kom 'n uur en 'n oomblik, wanneer hy met 'n arm veeg, al die groot pionne van hierdie wêreld, met een veeg van die skaakbord af gaan vee. En wanneer hy beheer, gaan oorvat. En dit is wat na vers 12 gebeur. Vers 13 en 14 sê, niemand kan God raad gee nie. Hy is in beheer. Hy is die raadsman. Hy sal trou bly tot in ewigheid. Hy sal sy gemeente bou en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Glo jy dit nog? Vers 15 sê, nasies is soos 'n druppel aan 'n emmer. Hierdie gedreun van volkere en nasies, hierdie verwoestende oorloë, wat mirasies en bloed en lyke agterlaat. God troon bo dit uit. Hy sê al hierdie gedreun, al hierdie dinge is soos 'n druppel aan die emmer. Vers 18 en 20 het ons gelees, afgode is niks. Dis hout en klip. Vers 22 het ons gelees, God sit bo alles. Bo die kring van die aarde. Vers 26, hy noem die sterre almal by die naam. Hy het hulle in die lug opgehang, die sterre en die planete. En dan sê vers 27, daarom hoef Israel nie te dink dat God hulle vergeet het. En dis wat die Here vanmôre vir jou en vir my wil kom sê. My broer en suster, ons leef in 'n tyd van onsekerheid. Ons leef voorwaar in 'n donker, moeilike tyd. Ons kan nie ons koppe in die sand sit en maak asof ons dit nie sien nie en aan ontkenning ly nie. Die uurglas is besig om leeg te loop. Die wêreld is in 'n knyptang. Ons is eintlik besig om in die kake van die groot verdrukking in te beweeg. Dis net 'n kwessie van tyd. Mense word verward. Mense verloor hulle werk. Verhoudings verbrokkel. Jou gesondheid gee in. En die toekoms lyk donker en onduidelik. En baie van ons vra, sien God my nog raak? Weet hy van my? Het hy my nie vergeet nie? Is ek veilig in hierdie land? En daarom kom ons nou uit by die gedagte, my broer en suster, die boodskap van in die holte van sy hand. God se kinders, as jy vanmôre bely dat jy 'n kind van God is, as jy bely dat jy weergebore is jy nie net bloot in sy gedagtes nie. Hy dink nie net so nou en dan aan jou nie. Jy is nie maar net 'n nommer, 'n toevalligheid, 'n iets nie. Maar jy is in die holte van sy hand. En dit sien ons in die woord van die Here, dat in die holte van sy hand is ons
ingegrafeer. Ek weet nie hoe om dit, jy's ingebrand in hierdie holte van die hand, waarin God die waters van die wêreld afmeet, is jy as sy kind in hierdie handpalm ingebrand, ingegrafeer. Jesaja 49, net 'n paar hoofstukke aan sê Jesaja, kyk, ek het jou in my handpalms gegrafeer. Ek noem dit ingegrafeer. Dis maar ook 'n herhaling van dieselfde ding. Want iets wat gegrafeer word, word in iets ingegrafeer. Onuitwisbaar. Dis wat dit bedoel. Jou menswees is 'n goddelike beskikking. Hy stel voortdurend in jou belang. Nou moet jy van jou emosies, wat soms so negatief is, een kant toe skuif en dit deur jou verstand laat filter. En vanmôre ontdek hoe kosbaar jy is. Maar Sion sê vers wat ons gelees het vanmôre, vers 14 van Jesaja vers 49, nee, ons het dit nie gelees nie, ons het vers hoofstuk 40 gelees. Hoofstuk 49 sê, maar Sion sê, hoor nou wat sê Sion, die Here het my verlaat en die Here het my vergeet, uitroepteken. En dan kom die vraag in vers 15, kan 'n vrou haar suigling vergeet, dat sy haar nie ontferm oor die seun van haar skoot nie, of skoon hulle sou vergeet, sê die Here, nogtans sal ek jou nie vergeet nie, uitroepteken, vers 16. Kyk, ek het jou in die handpalms gegrafeer, jou mure is gedurig voor my. Kan 'n vrou haar kind vergeet? 1000-mal nee. En gebruik Jesaja hierdie moederlike instink, hierdie gawe van 'n vrou, om onlosmaakbaar aan haar kind verbind te wees. Probeer hy vir ons verduidelik hoe dat God ons nie kan vergeet nie. Soos 'n kind wat uit 'n moederskoot gebore is jy en ek deur die Gees van God uit God gebore. Jou en my naam is in sy handpalms ingegrafeer. En daarom kan ons sê, die Here sal my nooit verlaat nie. Die Here kan my nie vergeet nie. En dis hierdie beeld van die diepste moederliefde wat Jesaja hier gebruik. En hierdie handpalms, my broer en suster, in Bybelse tye is dikwels gebruik om belangrike goed op te merk en te onthou. En daarom gebruik Jesaja hierdie beeld om te sê en na God te verwys. Julle is eintlik, onthou, dit is belangrik, hierdie handpalm gedagte waarin jy ingegrafeer is. Dis 'n belangrike saak. Jy mag dit nooit vergeet nie. Jy moet voortdurend daaraan herinner word. Wanneer jou emosies jou in die steek laat, onthou, jy's altyd voor God se oë. Hy ken jou by die naam. Hy ken jou verlede. Hy ken jou toekoms. Hy ken jou stryd. Hy ken jou vrese. Hy ken jou hartseer. Geen traan wat op die grond val ongesiens nie. God is in dit altyd betrokke. En al voel jy soms soos 'n gesig in 'n skare, 'n sandkorrel op die seesand, is elke kind van God vir hom kosbaar.
en belangrik. Jy hoef nie God se aandag te verdien nie. Jy hoef hom nie te impress nie. Jy hoef nie te spring en te skree om sy aandag te trek nie. Hy is elke moment daar. Want hy slymer of slaap nooit nie. Jy is in die holte van sy hand. Maar die volgende is dat in die holte van sy hand is ons veilig. En daarom moet ons alle emosies wat ons vreesbevange maak vanmôre in die naam van die Here bestraf deur hierdie beeld. Vrees is een van die mees vernietigendste emosies. Vrees vir mislukking, vrees vir môre, vrees vir bankrotskap, vrees vir armoede, vrees vir verbrokkelde verhoudinge, vrees. Nou sê die woord van die Here vanmôre vir ons in die holte van sy hand is ons veilig. Kan ek vir u Nuwe Testament Jesaja Johannes 10 vanaf vers 27 lees? My skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my. Vers 28 en ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie en niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. Dis die plek van veiligheid. Dis die veiligste plek om te wees. Is in die holte van sy hand. My Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal. Niemand kan hulle uit my hand uitruk nie. In die holte van sy hand is ons veilig. Waar jy ook al in die wêreld in watter land jy ook al in die wêreld is die veiligste plek om te wees in die holte van sy hand. Want die aangrypende hiervan is, daai greep is God se greep. En dis wat baie mense nie verstaan nie, want hulle sê ek kan my mos uit God se hand uitruk. Dis nie wat God vanmôre vir jou en vir my sê nie. Hy sê vanmôre vir jou, as jou geloof verswak, as jou greep lig raak, hou ek jou vas. Niemand kan jou uit die greep van God losruk nie. En hy sê ek gee julle die ewige lewe. En niemand, die Vader wat dit gee, kan jou daarvan beroof nie. Ja, hierdie hand wat die sterre in die lug opgehang het, hierdie hand wat die aarde en die uitspansel vandag beheer, is die hand wat jou vashou. Jy is veilig in die hande van God. Dit hang nie van jou en my vermoë af nie. En daarom moet ons geloof vanmôre versterk word, om nie aan ons vervlietende emosies toe te gee nie, maar deur die geloof in die allerhoogste God, wat vir jou en vir my vashou in die holte van sy hand. Maak seker dat jy daar is, wanneer jy worstel met sonde, wanneer jy teleurgesteld voel, wanneer iemand iets slegs oor jou gesê het, of jy geestelik moeg geword het, of jy twyfel oor jouself, jou sekerheid lê nie in jou krag om vas te hou nie,
maar dit lê in die greep waarmee God jou vasgegryp het. En wat 'n wonderlike boodskap was dit nie vir my deur die jare in hospitaalbeddens, in hospitaalkamers en sale, om wanneer 'n siek uitgemergelde mens daar lê, en sê dominee, ek kan nie meer nie. Ek is so swak. Dit voel of ek nie meer kan vashou nie. Asof God nie van my weet nie. Om vir so iemand te kan sê, God hou jou vas. Dit hang nie van jou af nie. En jy's in hierdie swakste moment. Jy's in hierdie swakheid, want God trap nie 'n mens in sy lê nie. Hou hy jou nog sterker vas. In die holte van sy hand is die veiligste plek om te wees, vir wat ook al oor jou lewe mag kom. Ons is nie veilig in hierdie wêreld nie, maar ons is veilig in God se hand. En dit moet jy nooit vergeet nie. Maar in die holte van sy hand word ons gelei. Hoor hierdie aangrypende woorde van die psalmis wat baie bekend is. Psalm 139 vanaf vers 7. Waar sou ek heen gaan van u gees en waarheen vlug van u aangesig? Klim ek op na die hemel, u is daar. En maak ek die doderyk my bed, kyk, u is daar. Oral, altyd. Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon. Hoor nou vers 10. Ook daar sou u hand my lei en u regterhand my vashou. Basta met emosies. Gryp God se woord aan. Ek verstaan nie altyd nie. Ek kan nie alles verklaar nie. Maar as ek in God se hand is, kan ek weet dat hy my ook deur hierdie donkers lei. In die holte van sy hand word ons gelei. Josef het nooit geweet wat oor sy lewe sou kom nie. Hy kon nie verstaan waarom sy broers hoogverraad gepleeg het en hom aan die heidene verkoop het nie. Dit het 21 jaar gevat voordat die lyding deurgekom het. Moses kon nie verstaan waarom hy vir 40 jaar in die woestyn moes deurbring nie. Maar God het hom gelei om uiteindelik die leier van die volk te word. So wemel die Bybel van karakters oor wat met hulle gebeur het wat hulle nie verstaan het nie, maar in die holte van God se hand het hy hulle gelei en hulle uiteindelik uitgebring waar hulle moes wees. Die disippels kon nie verstaan waarom Jesus moes weggaan. En in daai weggaan is hy soos 'n krimineel gekruisig, in die gesig gespoeg, met gesels geslaan, met spykers deurboor. Hoe maak hierdie diaboliese wyse van om 'n onskuldige man te vermoor enige sin? Hy het vir hulle gesê, dit is voordelig dat ek weggaan, maar hulle het nie die konsekwensies besef wat hierdie weggaan behels nie.
Hulle moes deur dit gaan. En toe kon hulle hom in sy opgestane heerlikheid sien, met die merke in die holte van sy hand. Ons verstaan nie altyd dit wat gebeur nie, maar in die holte van sy hand sal God ons lei. Wanneer die pad donker raak, hoef ons nie alles te verstaan nie, my broer en suster. Moenie jou kop breek nie. Dit is net genoeg om te weet dat jy en ek in die holte van die een se hand is wat weet, wat verstaan, en wat môre en oormôre ken. Want hy is gister en vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. Vertrou hom. In die holte van sy hand sal hy jou deur alles lei. En in die holte van sy hand sien ons die merke van sy liefde en genade. En as ons nou Nuwe Testamenties kyk, dan kan ons verstaan. Ons kan terugkyk en sien dat ons in sy hande, die merke in sy hande, in die holte van sy hand, waarin ons gegraveer is, waarin ons veilig is, waarin ons gelei word, is die fundament daarvan. Dit is gebore uit sy liefde en sy genade. Hy het vir jou en vir my die hoogste prys betaal, om nooit te twyfel nie. Ek wil net kortliks vir u hierdie vers 16 van Jesaja 40 sê. Net so ietsie kort, en die Libanon is nie genoeg as brandhout, en sy wild is nie genoeg as brandoffer. Weet jy, Jesaja verwys hierna toe dat in die Libanon, met daai ongelooflike klomp sederbome, daar is nie genoeg bome om vuur mee te maak vir brandhout nie. Binne die konteks waarin Jesaja hier skryf. Die Libanon het nie genoeg sederbome om hout te maak nie. En al die wild wat in daardie Libanon is nie genoeg om mee offers te bring. Jy weet, in die ou tyd brandoffers en brandhout was nodig om die offerstelsel te bring. En die Here Jesus het al hierdie offers, net om die grootheid van hierdie offer van hom aan die kruis. Ek meen, die bome van die Libanon is nie genoeg nie. Al die wild in die woud is nie genoeg nie. En dis die offer wat Jesus Christus vir ons aan die kruis op Golgotha gebring het. In sy hande sien ons die merke van sy liefde en genade. Die vraag vanmôre, my broer en suster, wanneer ons in die ewige storm sit, wanneer die wêreld wild en woes rondom ons dreun, is dit nie hoe gaan ons dit oorleef nie. Die vraag is vanmôre, in wie se hand is jy? As jy aan Christus behoort, is jy in sy handpalms gegraveer, jy's geliefd, jy's veilig, jy word gelei, jy word bewaar. En dis wat die woord van die Here vir ons sê, niks kan ons skei van die liefde van God nie.
En daarom sien ons die merke in die holte van sy hand vanmôre. Niks kan jou daaruit losruk nie. En dis waaraan ons moet vashou vanmôre. As God die oseane in sy hand meet, is my probleme vir hom nie te groot nie. As hy die hemel met 'n handspan meet, is geen wêreldse krisis vir hom buite beheer nie. As hy die berge weeg, kan hy ook jou en my swaar laste dra. Daarom is die gepaste reaksie nie vrees nie, maar vertroue en die diepste vorm van aanbidding in die God in wie se teenwoordigheid ons vanmôre hier bymekaar gekom het. Om in die holte van sy hand hier weg te stap. Ek vra vir u om die oë te sluit en dan gaan ons na hierdie lied luister ten slotte. Dit is seker die veiligste plek vir 'n man. Die holte van sy hand. Hoeveel keer is die dood net nie langs my verby, my wou gryp en wurg, my vat. En dan is sy genade vir my genoeg. Niet elke môre, soos die dou op die gras. Kom die donker nader gekruip, die booswig om my hart te bind, dan kon ek skuil myself wegsteek, waar ek weer asem vind. In die holte van sy hand vind ek rus, vind ek staan, waar die dood my naam kom roep, hou hy my nog vas. In die holte van sy hand is genade altyd meer. Elke môre, elke asem dra hy my weer deur. Eers besef ek na die tyd, wanneer als rustig raak en die chaos gaan lê, wat het gebeur in die holte van sy hand, dat ek al dood moes wees. Maar elke keer is die oorwinning my gegee, en ek staan nog hier vandag. Want as die dood in jou kop kom lê, met wreedheid en lustigheid, fluister hy sag oor my siel, dat ek behoort aan hom vir ewigheid. In die holte van sy hand vind ek rus, vind ek staan, waar die dood my naam kom roep, hou hy my nog vas. In die holte van sy hand is genade altyd meer. Elke môre, elke asem dra hy my weer deur. My Vader se wil troon, boerie van boosheid, en al skree die donker hart, bly sy lig my waarheid. In die holte van sy hand
Is ek veilig, is ek vry? Geen donker, geen vrees kan my ooit van hom skei. In die holte van sy hand is my lewe in sy plan. Dit is seker die veiligste plek vir 'n gebroke man. Sy genade is niet elke môre en ek is veilig in die holte van sy hand. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en deur die krag van die Heilige Gees vashou in die holte van eon.